Welkom terug by die groot ontbyt. Ons is nog steeds nie klaar gepraat met kunstenaars nie. Vandag praat ons net met kunstenaars. Ons volgende ene is Rowan Josh. En die probleem met kunstenaars is hulle kan nie by een ding hou nie. Kom ons hoor waarmee sy besig. Môre. Dit is 'n issue. Dis 'n storie, né? Die kunstenaars is all over. Ja, ek weet nie of dit 'n verveeldheidswaan is wat ons het of wat nie, maar as elke keer iets nuuts wat ons doen en ag, dit hou die lewe interessant. Dit doen nogal. Hoorie, kom ons praat 'n bietjie oor jou liefde vir kook. Wag, ek neem sommer net aan jy het 'n liefde vir kook. Ek het verskriklik. Ek eintlik het die liefde begin by kos. So ek was 'n regte ronde pokkel gewees in die laerskool. Ai, kom nou. Want ek het botter en tamatie op brood ontdek in my adolescence. Van daar af toe gaan dit suid met die gewig. Maar ek het nog altyd 'n verskriklike groot liefde vir kos, vir geure, vir verskillende tipe cuisines reg oor die wêreld. So elke keer as my vriende lag ook vir my en my familie, want ek kan nie net een ding bestel as ek by 'n restaurant gaan eet nie. So my begroting lei daaronder. Ek moet altyd 4 of 5 verskillende goed eet of proe at least. Ek eet nie alles. Dis is om die 4 beste starters te bestel. Exactly, presies dit. Ja. So 'n tapas restaurant is wonderlik. So droom. Toe begin jy nou hierdie YouTube kanaal waar jy kook. Ja. Maar jy sê dit is soveel meer as net die kook. Dit gaan eintlik oor die samesyn van familie ook. Ja. Vertel ons 'n bietjie daaroor. Ek is nogal jy sal my nie sommer kry dat ek in iemand se kombuis gaan instap en ek sê hoor ek gaan nou kos maak en wat ek wil kook vir die mense vir wie ek lief is. En ek dink dit is waar die twee vir my 'n mooi punt bereik, want die hele Kaalvoetkind kook reeks gaan oor familieresepte. Dit gaan oor alles wat ons as 'n familie beleef. My ouma maak verskriklik baie lekker kos. En vandat ek jonk is, onthou ek Sondagmiddag by haar. Dit is altyd dit was 'n gebeurtenis as sy vir jou kos gemaak het, want dit is 3 groentes en is 4 vleise en dan is daar nog pudding en dan sy alles gemaak voor 11 uur die oggend. Dan is ek so, hoe doen ouma dit? Ja. En ek dink daar dit wat mens dit het begin groter en meer raak. Evolve, daar's die woord. En my pa maak verskriklik lekker potjies en sulke goed. So oral het ek so geleer en toe ons begin beplan in die reeks, toe besluit ek maar ek gaan elke episode saam met 'n familielid doen. Wow. Net die eerste een was ek alleen nie, vanaf is elke keer 'n familielid saam met my. Ons moet praat oor die reeks. Ons moet vir mense eers verduidelik waaroor ons gesels. Dis 'n reeks op YouTube wat jy kos maak. Ja. Maar jy sê nou met jou familie, maar wag, nou daar's baie vrae nou. Hoekom nou nie TV toe nie? Hoekom nou YouTube toe? Pierre, dis nie altyd so maklik om op die TV te kom nie. Jy moet eers borge kry en ek dink nie ek het van die begin af die selfvertroue gehad in myself om te sê, hoorie, maar kom ons gaan soek 'n borg nie. So ek het gedink, kom ons befonds dit self en ons doen dit op my YouTube kanaal, so die Rowan Josh official YouTube kanaal waarop my musiekvideo's en alles ook is. Het ons hierdie nou opgelaai en dan gaan ons kyk waarvan af gaan dit van hier af. Ek dink die Here het altyd snaakse maniere van dinge doen en hierdie was glad nie op my beplanningslysie vir 2026 nie. Toe ek sê ek wil dit graag doen, toe ek weer sien toe begin my pa stel bou en die stel wat die mense sien op daai reeks het my pa gebou met sy eie hande. Hy is verskriklik talentvol. En dit het van daar af groter en meer geword en toe ek weer sien toe is daar 'n hele span in die kombuis wat prep en ons kook en daar's 5 kameras en en dit was nogal 'n belewenis geweest. So ek sien uit om te sien wat gebeur. Op hierdie stadium is ek soos let go and let God. Ek het nou gedoen wat ek kan en nou kyk ons van hier af of die mense daarvan hou en wat gebeur. Hoeveel episodes is daar? Daar's 6. So, ja. So ons het klaar nou eerste ene is nou laasweek uitgereik en dit was pizza en pizza bombs en my spesiale pizza sous en pasta sous en wat ook al. En dan volgende episode is volgende week. So elke 2 weke gaan ek 'n episode vrystel. So dis 12 weke se inhoud en dan hopelik is daar dan kans vir nog 'n reeks. Wat is jou gunsteling dis om te maak? Om te maak sal ek sê is enige pot. Enige potjie op 'n Sondag, maar ek hou nogal daarvan om te eksperimenteer met dit. So in die reeks het ons gemaak Kaapse Maleise curry hoenderpot met 'n nartjie ondertoon. So dit klink nou baie eienaardig, maar ek het nartjie sap gevat as die water element en nie water nie. En jy weet sulke tipe goeters ek hou baie daarvan om met 'n pot te eksperimenteer want jy kan letterlik
enigiets bymekaar gooi Ja. op 'n vuur en vir 4 ure daar hou en dit sal lekker wees. Mag. Mens moet maar net jou stappe reg kry. Hoe kom die titel? Waar kom dit vandaan? Dis juist, ek dink, die Kaalvoetkind, die liedjie is gebore uit die feit dat ons almal in Namibië gebore is en ons het regtig groot geword in die grond en die sand met kaalvoete. Daar was ons het sulke eelte gehad soos ons gehardloop het op die dorings. Dit en niks het ons ooit seer gemaak nie. En omdat dit ons eerste liedjie as 'n familie was wat ons saam opgeneem het, het die twee vir my mooi bymekaar gekom en ek het toe maar net die alliterasie van die Kaalvoetkind kook. Het net vir my gesê hierdie is wat die naam moet wees en omdat my familie betrokke is. So dit is baie lekker. Ek sien uit vir almal om die res van die episodes te sien. Hoe verskil die kreatiewe proses wanneer jy werk aan musiek teenoor die kreatiewe proses wanneer jy dink daaraan wat om te kook? Ek kan nie vir julle sê hoe op my senuwees was ek toe ek die resepte moes uittik. Nou is ek so Regtig? Ja. Dis vreemd. As jy kan vir my voor duisende mense sit, ek kan gaan sing, ek weet wat ek moet doen. Maar toe jy moes resep uittik. Toe ek nou 'n resep moet skryf, Eers ek so teelepel. Nee, hoe spel 'n mens teelepel? Dis ek so tannie gaan my ek weet nie wat 1 of 2 teelepels. So dit was nogal vir my, dit was baie meer stresvol as wat ek gedink het en selfs voor die kameras ook. Want jy kan nie kat byvoorbeeld nie, want jy moet die resep is die resep. Jy kan nie nou hier 'n stap mis of te lank laat kook of verstaan, dit is mos maar kos maak is mos maar 'n ding. 'n formule. 'n Formule, ja. En vir alles wat by bak kom, daar's nog 'n bak episode saam met my sussie en dit was ook nie, jy weet, met bak moet jy baie spesifiek wees. So dit was die voorbereiding was heeltemal anders as wat jy byvoorbeeld vir 'n liedjie of vir 'n album moet prep. Jy skryf lirieke, jy gaan in die ateljee in, jy workshop dit op die plek. Waar hierdie is baie werk voor die tyd en om al die bestanddele reg te kry voor die tyd. En dis hoekom ek sê daar was 'n hele produksielyn gewees in die kombuis. Hoeveel foute het ingeglip? Het al een van 'n lap aan die brand gesteek of iets gebrand? Kom sê nou vir ons 'n bietjie agter die skerms. My hand het ek gebrand laat ek gehoor het hoe hy en dit was net omdat die kameras was besig om te rol en jy fokus nie en toe het ek die stoof se ding het ek opgetel en toe brand my hele hand. So die res van die episode met my ouma, sal die mense sien, het ek toe nou met 'n ou lappietjie het ek toe nou klaar gemaak en ouma het toe nou meer gehelp as wat sy aanvanklik moes. En dan het ek baie keer die verkeerde goed gesê. Daar was 'n paar keer wat ek wil roer en dan sien ek dis verkeerde plaat en dat baie gebeur en die pizza oond agter my is waarin ek alles gebak het. En as daai ding nie reg gestook is nie, dan moet jy nou eers wag vir dit. So daar was baie stop and go's gewees. Maar oor die algemeen was dit regtig 'n lekker en seamless ondervinding gewees met die produksiespan ook. En dis iets wat ek nogal graag verder sal wil vat. Ek dink mense het grasie daarvoor en respekteer so 'n bietjie realness, soos die Engels sê. As 'n ding regtig nou nie uitwerk nie, nou dan sê hy het nou nie uitgewerk nie, maar my fout, ek het nou dit gedoen. Dan lag jy vir jouself en dan kom jy by 'n bruggie, kom hoor dit nie gaan meer aan. Ek dink mense het baie grasie daarmee. En daar was 'n paar Adidas wat ons ook geplaat het. Ek kan wys, Skat, dan moet ons weer begin. Hoor hierso, hoe kies jy die resepte? Ek weet dis nou jou familie dinge, maar kyk, ek weet nie hoe om te kies tussen my vrou se frikadelle en my ma se frikadelle. Ek het hier op die lig gekies en toe Jennifer my berispe. Hoe kies jy tussen disse? Al is dit dieselfde dis van verskillende mense. Ek het gegaan en ek het vir elke familielid gevra, hulle moet vir my sê wat is hulle gunsteling dis wat ek al gemaak het vir hulle. En toe het ek op grond van sê nou maar Franja het byvoorbeeld gesê sy hou van my omgekeerde Franse appeltert. En toe het ek toe het ek episode gaan bou. Toe weet ek okay, maar my ouma het 'n baie lekker sjokoladepudding wat ons altyd maak, so ek sal dit maak. En ons is baie lief vir melkkos met 'n twist, so ek het amarula melkkos gemaak met 'n peanut brittle wat ek boor gestrooi het na die tyd. So toe het ek die hele episode melkkos met 'n wow. Ja, hier sê nou, okay, goed. Amarula. So ja, ek het 'n dis gevat van wie ook al gesê die lekkerste is en dan het ek om dit 'n episode se tema gaan bou. Saam met my ma byvoorbeeld het ons seekos gemaak. Sy is baie lief vir seekos, so ek het seekos rondom dit gedoen en omdat ek en my pa die potte altyd saam maak, het ek potjiekos saam met hom gedoen.
almal praat altyd oor ons oxtailpot, so ons het dit gedoen en dan nou die hoenderpot. En met my ouma was dit baie moeilik want my ouma het soveel, maar toe het ons 'n resep uit die rooi rose van 1994 gaan haal. Wat sy al die jare vir ons gemaak het, room, 'n kruie room vleiskoekie resep. Wow. Vleiskoekie. Dis baie lekker. Wow. Dis een van die lekkerste goed ek in my lewe al geëet het. Nee, kyk, jy het nie net eiers gebak in hierdie YouTube ding nie. Daar's is uitgehaal. Kookeier? Nee, dis te Nee, jessie. Ja, Jennifer het nou gelees op iemand se sosiale media antwoord. Ons vra vanmôre, wat is jou naweekplanne vir die mense? Toe het iemand gesê hulle gaan wat doen? Ek dink was gerookte Gerookte oxtail. Ek weet. Dit klink lekker. 'n Gerookte oxtailpot. Dit klink As jy dit jy is op Facebook, laat weet my waar jy bly. Ja. Maar moenie vir almal sê net vir my. Rod, baie dankie jy draai kom maak. Dankie. Maar alle sterkte. Jy sê dis op YouTube, dis op onder jou YouTube. persoonlike YouTube kanaal. Ja, hulle kan net gaan intik Rowan Josh, hulle behoort te kry daar. Ek het die episode heel eerste geplaas en die hele reeks gaan mooi daar lê, al 6 van hulle soos hulle uitkom. En ek sal op Facebook en Instagram sal ek snippets deel, so hulle daar sal altyd 'n skakel wees waantoe wat hulle sal vat na die episode toe. So, maar dankie vir almal wat al gekyk het. Ek waardeer dit regtig baie. Net ons nou honger gemaak. Dankie vir jou tyd vanmôre. Dankie julle, ek waardeer. Ja, Rowan Josh en Kaalvoetkind kook. Kaalvoetkinders, Kalfvoetkind. kind enkelvoud kook op YouTube. Kyk maar bietjie daar. Kry idees vir lekker kos bou. As ons terugkom na dit vertensebreek, dan bou Jennifer die nuus.